Het jy al gewonder hoe jou lewe sou verander as jy elke dag net 'n oomblik in God se woord spandeer? Ons het al reeds meer as 800,000 mense wat hierdie jaar geluister het in hierdie program. 365 dae, 1 reis, 1 Bybel. Vir die nuwe jaar het ons 'n splinternuwe, 'n oomblik in die woord, 1 jaar Bybel, waar jy by elke dag se teks 'n QR-kode sal vind, wat jy met jou selfoon kan skandeer, om saam te lees en te luister van Genesis tot Openbaring, saam met my, Dr. Raymond Lombard. Ons lees en luister uit die geliefde 1953 vertaling, om daagliks jou verhouding met God en sy woord te verdiep. En ja, duisende mense begin saam lees en luister op 1 Januarie 2026. Moenie agterbly nie. Plaas nou jou pre-order vir die splinternuwe 'n oomblik in die woord 1 jaar Bybel. Besoek gerus raymondlombard.com en kry jou Bybel hierdie Desember. So dierbares vriende, julle weet mos ons is besig met 'n reis, reg? En so ons reis vandag deur die boek Lukas, bring ons by Lukas 23. Ek kan nie glo nie, ek praat nou ook korreksie, ek dink ek het al meer as 100 preke uit Lukas uitgepreek, ek kry nie klaar nie. Maar ek is dan benoemstuk die goeie nuus by die tweede laaste hoofstuk. Ek sal onthou, en ek sal dit nooit vergeet, toe die Here my hart gelê dat ek moet preek, reise deur die skrif, wat ek mos al baie jare doen. Ons reis deur Lukas, ons reis deur Johannes, reis deur die boek Prediker. So, dis hoekom ek bied al hierdie reis aan, reis deur die boek Klaagliedere. It's like journey with me. En die Here op my hart gelê. Die Here het my eendag aangespreek, toe ek so vinnig deur die woord gaan, toe sê vir my, wat doen jy met my woord? En ek is like, Here, wat bedoel jy? Ek preek die woord. En die Here sê vir my, waarheen jaag jy? En ek besef, Raymond Lombard, wat doen jy? Raak nou kalm en raak nou rustig, en bring die woord vir die dag. Jy kan nie alles gelyk bring nie. Bring dit stukkie vir stukkie en laat die Here se gees in die mense se harte werk en in jou eie hart. So, ons reis vandag het ons by Lukas 23 vers 26 tot 32. En toe hulle hom weglei, dis nou Jesus. Neem hulle, dis die soldate, 'n sekere Simon van Sirene wat van die veld af gekom het, en sit die kruis op hom, om dit agter Jesus aan te dra. So Jesus is voor en hy's agter Jesus met die deel van die kruis. En 'n groot menigte van die volk het hom gevolg. En vroue wat rou bedryf en hom beklaag het. Maar Jesus het hom omgedraai en vir hulle gesê: "Dogters van Jerusalem, moenie oor my ween nie, maar ween oor julleself en oor julle kinders. Want daar kom dae waarin hulle sal sê, gelukkig is die onvrugbares en die moederskote wat nie gebaar en die borste wat nie gesoog het nie. Dan sal hulle vir die berge begin sê, val op ons, en vir die heuwels bedek ons. Want as hulle dit doen aan die groen hout, wat sal met die droë hout gebeur? En daar is nog 2 ander kwaaddoeners weggelei om saam met hom tereggestel te word." So, vriende, wat het jy gelees sopas saam met my? Weet jy wat jy gelees het? Jy het gelees van 'n man uit Afrika, Simon van Sirene, wat Jesus se kruis help dra tydens die staptog van die Via Dolorosa na die kruis. 'n Man uit Afrika. En ek sê altyd vir die predikers in Afrika, en ek bedien in baie lande, in Afrika nou 34 lande, as ek altyd vir hulle sê, as ek met hulle gesels oor Afrika, oor die manne van God, oral oor die hele kontinent, as ek altyd vir hulle sê, dit is Afrika wat Jesus se lewe gered het. Want toe Herodes hom wil doodmaak, het die engel gesê, jy, Josef en jou vrou met die baba, met klein Jesus, vlug Egipte toe. Egipte, dis op Afrika se kontinent. Ek sê altyd vir hulle, Afrika het Jesus se lewe gered. Hy is lief vir Afrika. Maar vandag kan ek sê, Afrika het Jesus se kruisdood ook moontlik gemaak. Want dink maar net,
as hy die kruis moes aanhou dra, en sy hart kon dit nie hou, en hy het gesterf in die Via Dolorosa op pad na die kruis. Kan jy vir 'n oomblik indink, as Jesus nie hulp gehad het, en hy kon dit nie maak nie, tot by Golgotha's heuwel, en hy het gesterf langs die pad, dan was hy nooit gekruisig. En God die Vader weet dit, en iets moes gebeur het. Want jy sien, deel van 'n gevangene se straf was, 'n gevangene moet sy eie kruis van die oordeelsplek af dra tot op Golgotha's heuwel. Dit was die reël. So dit beteken, die regoppaal wag vir jou, maar jy moet self die dwarsbalk, waarin jou 2 hande vasgespijker gaan word, daai dwarsbalk moet jy dra. Want jy is 'n veroordeelde gevangene, en deel van jou straf is, omdat jy 'n veroordeelde gevangene is om gekruisig te word, jy dra jou eie kruis tot op die plek van kruisiging. So die dra van 'n kruis was eintlik dan ook skuldbekentenis. Die rede waarom jy die kruis dra, jy is skuldig. En jy loop na die plek waar jy gaan tereggestel word. In Jesus se geval was hy onskuldig. Hy het geen sonde van sy eie gehad, hy het niks verkeerd gedoen nie. Pontius Pilatus het 3 keer gesê, ons het dit verlede week gesien, hy het 3 maal gesê, ek vind geen skuld in hom nie. So Jesus, as gevolg van sy bloedsverlies, as gevolg van die feit dat hulle hom al van vroeg aand, die vorige aand, aangerand het, hom ernstig beseer het, deur die nag gemartel het, die oggend hom verder gemartel het deur soldate, hom laat gesel het, en hom so verrinneweer het, dat hy amper reeds dood op sy voete is, moet hy nou nog die Via Dolorosa, die pad van smarte, die weg van die kruis, moet hy nog stap. Met die koop toe, met sy eie voete, met sy eie bene moet hy loop, en hy moet die dwarsbalk dra van die kruis. En hy het dit gedoen. Johannes sê, hoofstuk 19, vers 17, hy het sy kruis gedra. Die ding is net, vriende, hy kon dit net tot op 'n punt doen. Toe is dit te veel. Toe is die kruis te swaar. Jesus se kruis het vir hom te swaar geword. En hy het in mekaar gesak. Hy kon nie meer nie. Sy eie kruis was vir hom te swaar. Hy kon nie meer nie. En ons teks sê, toe kry die soldate, vers 26, 'n sekere Simon van Sirene. Nou ek weet nie of jy weet waar Sirene is. Sirene is 'n stad in Noord-Afrika, weer Afrika. Nie Israel nie. Noord-Afrika. Sirene, ons ken dit vandag as die land Libië. In die tyd van die Romeine was dit Cyrenaica. So die plek se naam was Cyrenaica. Noord-Afrika, met die stad Sirene daar. 800 kilometer van Jerusalem af. So, Simon, hy was 'n proseliet. Want wat maak hy by die Via Dolorosa die oggend net voor 9 uur, tussen 8 uur en 9 uur, want hy is op pad tempel toe, om wat te doen? Dis Pasga naweek. Hy gaan kom Pasga vier. Hy is nie Israeliet nie, hy kom al die pad van Noord-Afrika af, mind his own business. En hy sien hierdie gepepel en hierdie klomp mense, en hy sien hierdie man wat struikelend aankom en daar val hy. Hier by hom. En toe die man struikel en hy val hier by hom, toe is die soldate op hom. En hy sê vir hom, meneer, jy, tel jy daai kruis op. En dit is 'n wet onder die Romeine, hulle kan enige Jood wat hulle ook vind, enige tyd sê hy moet iets doen. Hulle die mag, die soldate, of vir enige mens te sê jy moet iets doen, hulle die gesag en die mag in hulle hand.
Hy is op pad om te gaan bid. Van 9 uur is gebedstyd. Onthou, Jesus is 9 uur gekruisig. Dis net voor gebedstyd. Hy is op pad om te gaan bid in die tempel. Minding his own business. Min het hy geweet wat vir hom wag. Hy sou seker dink, toe daai soldate vir hom sê, meneer, hierop, vat hy, hout en tel dit op. Ek is op die verkeerde tyd op die verkeerde plek. Dis wat jy sou gedink. Dis wat ek sou gedink. Wat maak ek op hierdie oomblik op hierdie plek? Verkeerde tyd, verkeerde plek. Maar vriende, ek en jy wat die geskiedenis nou ken, ons het die verhaal gelees in Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Ek en jy weet. Ons weet wat het gebeur. Dit was maar 'n goddelike beskikking om vir Simon op die regte tyd, op die regte plek te hê, waar God die Vader hom bestel het, om sy seun, wat hy nie ken nie, Simon ken hom nie, te help. So, die oggend toe hy wakker word, Simon, en hy dink, my reis is klaar, die 800 km is agter die blad, vandag gaan ek by die tempel wees, ek wil aan die Here offer kom bring, die God, Jahweh van Israel, en ek wil sy aangesig kom soek, ek kom om die Pasga te kom hou in die stad. Min het hy geweet, op daai oomblik wat 'n baie belangrike rol hy in God se seun se lewe sou speel. Hy het dit nie eens geweet nie. En hy was gedwing om 'n kruis te dra, onvoorbedag. Die gedagte het nog nooit deur sy kop gekom nie. Onverwags. Hy het nie gevra vir 'n kruis nie. Vriende, daar's kruise wat ek en jy soms in die lewe moet dra, wat ons nie verwag het nie. Ek het nie daarvoor gevra nie. Ek het dit nie gesoek nie. Seker is daar kruise wat ek dra want ek is die oorsaak, maar dan is daar kruise wat I'm the victim of the circumstances. Ek het nie gevra vir dit nie. Soms kom 'n kruis my pad langs met 'n familielid wat ek moet versorg, wat ek nooit beplan het nie. Was nie in my budget nie. Was nie my begroting nie. Soms verander my lewenssituasie, ek het 'n stryd om te oorleef. Jy kan by 'n dokter spreekkamer instap en jy kry 'n onwelkome verslag in 'n diagnose van die dokter wat vir jou sê, ek is nie 'n toordokter nie, maar ek sê vir jou, jy het omtrent 6 weke om te lewe. Wat maak jy? Of jou kind, jy hoor iets van jou kind. En skielik besef jy met 'n skok, ek het 'n kruis wat ek moet dra, wat ek my nie voorberei het nie. Ek het dit nie beplan nie. Jy word skielik teruggesit. Jou lang verwagte droom word in 'n oomblik vernietig. En diep emosies, wonde, word in jou hart geslaan. Jy wil dit nie hê nie, jy soek dit in jou lewe nie, maar nou gebeur dit. En jou eerste reaksie gewoonlik in myne is, ek wil weghardloop. Is daar 'n manier wat ek van hierdie kruis kan ontslaa raak? Dat ek hom kan neerlê? Is daar 'n manier wat ek die geleentheid kan ontduik? Om hierdie onverwagte kruis te dra? Is daar 'n manier? Nou, wat ek sal doen is, ek sal dit baie eenvoudig hou. Ek gaan 3 of 4 punte net aanstip, wat Simon van Sirene daai dag, en die dae wat gevolg het, geleer het uit hierdie Via Dolorosa en kruis, waarmee Simon te doen gehad het. En hoe meer ek oor hom dink, hoe meer besef ek, Simon, ek het iets vir jou te sê. Jy het nie die kruis al die pad gedra nie, Jesus jou gehelp. Want Johannes 19 sê, hy het self sy eie kruis gedra, Jesus. Tot op 'n punt. En ek wil nou vandag vir jou iets sê, jy dra nie jou eie kruis nie. Jesus help jou. Jesus het hom gehelp.
Want die eerste deel van die traject het Jesus self die kruis gedra. Hy het nie nodig gehad om dit die heel pad te dra nie. Lang voordat Simon die kruis sou dra, het Jesus die gewig van daai kruis op sy skouers gevoel. Daai swaar dwarsbalk het op sy breë skouers gerus. Sy stikkende breë skouers, sy uitgeputte liggaam. Dit was daar. Jesus het dit gevoel. En toe hy daai kruis op Simon sit, toe weet Jesus, wat maak hy deur? Want hy het hom gedra. Simon, daai man, hy weet wat se gewig moet jy dra nou. Hy weet. Hy weet van jou kruis. So ek wil net vir iets sê. Jou kruis is niks vreemd vir Jesus nie, hoor. Ek mag dalk nie weet wat is jou kruis nie, en jy weet nie wat is my kruis nie. Jy ken nie my lewe nie. Ek ken nie jou nie. Ek weet goed van jou en jy weet goed van my. So ek ken nie al jou kruise nie, maar vriende, kan ek vandag vir jou sê, die Here ken jou kruis. Hy weet. En vir Simon, hy het gehelp dra. Hy het dit nie alleen gedra nie. Dink 'n bietjie daaroor, wat hy vir ons moes deurmaak. Die ander ding, Simon, jy was nie alleen nie. Jesus was by jou. Inteendeel, hy het voorgeloop. Jy dra jou kruis, en jy voel my, jy's alleen. Jy het stryd. Weet die Here ooit. Hy het, die Bybel sê letterlik, en Jesus het voor hom geloop. En sekerlik sal Jesus soms terugkyk in sy hart voel vir hierdie man. Wat hy weet. Dit was nie sommer so nie. Hulle het die kruis saamgedra na Via Dolorosa toe. En ek wil vandag ook vir iets sê. Wanneer jy 'n kruis het, die Here staan nie apaties nie. Hy voel vir jou en hy voel vir my. Want die Bybel sê in Hebreërs 4, ons het 'n hoofpriester wat met ons medelei het. Hy staan nie asa nie en vee hom af aan jou en ignoreer jou. So jy kan soms voel, ek is alleen. Nee, die Bybel leer my, hy het voor hom gestap, die man wat die kruis gedra het. En is waar, want Hebreërs 12 sê, die oog gefestig op Jesus. So, die Bybel sê, ek moet altyd voor my kyk na Jesus toe, want hy loop voor. So Simon, Jesus was voor jou. Hy het jou gehelp tot op 'n punt. Dis al goed om te weet dat daar iemand is wat sterker skouers het as ek, wat my kan help dra my laste. Daar's iemand wat groter as ek is, en sterker as ek is, en wyser as ek is, wat my kan help. En sy naam is Jesus. Ons het iemand. Maar hier kom 'n bietjie 'n skokkende ding nou, Simon, as ek nou met jou kan praat. Jy het dit nie geweet nie, maar jy was voorberei vir die taak. Jy dink as daai kruis kom, ek kan dit nie doen nie. Daar was tye in my lewe as iets met my gebeur het ongevra, verskriklike ding, dan sê ek klaar, ek kan dit nie doen nie. Ek sal dit nooit kan doen nie. Het jy al ooit in jou lewe gesê ek sal dit nie kan doen nie? Nee, ek sal dit nooit, of as iets gebeur met jou, sê ons, as dit met my gebeur, ek sal dit nooit oorleef nie. Het jy dit al gedink? Jy sê mos, as dit met iemand anders gebeur, ek weet nie hoe dit deur, maar as dit met my gebeur het, I would never made it. Dis hoe jy voel in jou hart. Ek wonder waarom Simon deur die Here gekies was om die kruis te dra. Vader God. Jesus het dit nie gekies nie. Ek sê Vader God het dit vir hom bestem. Ek het nog 'n storie oor hom en sy familie net nou, Simon. Maar hoor die ding. Hoekom hy? Hier is my vraag. Was Simon die waarskynlikste keuse op die oomblik? Is dit een van die redes? Het dit gelyk vir die soldate, hierdie fors geboude man wat 'n vreemdeling is in Jerusalem,
As ons na sy liggaamsbou kyk, sy liggaamshouding kyk, hy kan 'n kruis dra. Hierdie ou kan dit doen. Was sy liggaamsbou die logiese keuse? Het die ervarings van die lewe hom op 'n plek gebring waar hy nie eens geweet het dat God het hom voorberei vir so 'n dag? Ek sal nie daai antwoorde nou weet nie. Ek dink wanneer ek vir Simon in die hemel ontmoet, sal ek graag met hom daai gesprek definitief wil voer oor wat daai dag gebeur het. Dis verseker. Ek steek my hand eerste op. Ek wil baie graag met hom daai gesprek gaan hê. Die Here in sy alwysheid gaan nie vandag iets jou pad langs bring wat jy nie kan dra nie. Want die Bybel sê ons word nie by ons kragte versoek. Hoor wat ek vir jou sê? If life gives you a curveball, you never saw it come. Jy het dit net nooit sien kom nie. Weet dit. Weet dit. Die Here weet van hom. En die Here sal jou help om deur daai ding in jou lewe te kom. Hy het Jesus gehelp, sy eie seun. Dawid, kom ek sê dit gou, ek kon nie help nie, ek moes ook dink oor Dawid. So wie van julle dink dat Dawid 'n groot held was, voordat hy met Goliat te doen gehad het? Hy was net 'n klein obskure seentjie daar in Bethlehemsvelde, right? Dat ons nie veel van weet nie. Met 'n mooi gelaat, rooierig van voorkoms, met mooi oë. Bybel sê hy het mooi oë gehad, mooi gelaat, bietjie rooierig. 'n Mooi jong fors jong seun. Nee. Daar's iets anders by Dawid. Ek weet nie of jy dit geweet het nie. Ek moes toe maar weer my Bybel oopmaak en gaan kyk. So toe Dawid kom met die kaas en met die bokmelk en alles om sy broers te bring, en Goliat loop aan brek en sê geef my 'n vegter dat ons mekaar hierso kan opdreën en kyk wie watter volk gaan watter volk dreën. En Dawid hoor dit alles en hy gaan dan na Saul toe en hy praat met Saul. En Saul sê vir Dawid: "Jy kan dit nie doen nie. Jy kan nie hierdie kruis dra nie. Hierdie ding is te groot vir jou." Hy sê vir hom: "Jy kan nie na die Filistyn toe gaan en teen hom veg nie." Hy sê vir hom: "Jy's 'n seun. En hy's 'n kruisman van die dae van sy jeug af. Daai ou kan beklei. Hy gaan jou uitmekaar uitslaan. Dan gaan vir jou niks oorbly nie." Dawid sê vir hom, hy sê Saul, hy sê koning Saul, daar waar ek in Bethlehemsvelde was by pa se skape by die kleinvee, wanneer ek skape opgepas het, hy sê eendag toe kom daar 'n leeu, op 'n ander dag het 'n beer gekom. Toe kom vat hulle van die kleinvee. So hy sê toe gaan ek agter die beer aan, ek maak hom dood en ek gaan agter die leeu aan en ek het hom doodgemaak. Met my eie hande. Het kom doodgemaak. Wag 'n bietjie. Voor hy Goliat ontmoet het hy eers die leeu uitgesort, net die beer uitgesort. God het hom gehelp, God het hom sterk gemaak, God het hom voorberei vir hierdie dag met Goliat. Hy wil vir jou iets sê. Daai kruis wat jy nou moet dra, dis nie van gister af wat jy die Here ken nie. Die Here het met jou lang pad gestap. Hy gaan vir jou die krag gee, hy gaan vir jou die genade gee, hy gaan vir jou deurdra. Jy sal deur dit kom in jou lewe. Want die Here gaan jou nie los nie. Laastens wil dit vir my blyk, die kruis is altyd verbind tot 'n bestemming. 'n Bietjie daaroor dink. Hoekom ek dit sê? Hoekom sê ek dit? Want die teks sê, as ons teruggaan na Lukas toe, wat ek nie gelees het, doelbewuslik, ek het nie vir jou gelees nie, maar dit is eintlik die volgende vers, waar ek opgehou lees het, en dit is vers 33. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig. Stop net daar. Simon, jy die kruis help dra tot op Golgotha se heuwel. So die kruis is nie vir altyd nie, die kruis allermins is vir altyd daar.
dit het 'n bestemming. Daar's 'n eindpunt. Daar is 'n vervaldatum. Ek sê, ons kruise wat ons moet dra, het 'n vervaldatum. Gaan nie altyd daar wees nie. Dink 'n bietjie. Daar is 'n plek waar kruise neergelê word, die plek is Golgotha. Dink 'n bietjie daaroor. Die kruis mag swaar wees, maar daar's 'n bestemming op hom opgeskrywe, Golgotha. Die kruis mag lelik wees. Hierdie ding wat in jou lewe gebeur is lelik, maar daar's 'n bestemming daarop geskrywe. Hy sal tot 'n einde kom. Dit kan pynvol wees en jy kan sê dis verskriklik. Ek kan dit nie maak nie. Daar is 'n bestemming. Daar kom 'n vervaldatum. Daar's 'n bestemming in jou lewe waar die kruis neergelê word en dan is daar oorwinning. It will always come. Want Jesus is die groot oorwinnaar. En die Bybel sê, alles werk ten goeie mee vir die wat hom liefhet. So op die einde van die dag, hy gaan alles tot 'n einde bring. En ek wil jou nou uitdaag. Ek weet jy gaan my nie glo wat ek vir jou sê nie. I know you're not going to believe me. It's fine. Ek bedoel, I can live with that. Mense glo gewoonlik wat ek sê van die kansel af. Glo vir my. Maar miskien gaan jy my nou nie glo nie. Ek kan daarmee saamleef. Maar ek gaan nou vandag vir jou iets sê. En dit gaan jou skok dalk. Maar jy's eendag sal jy omdraai en sê jy's reg. Ek sê nou vir jou, al die vrae wat jy het waarvan jy antwoord het nie, wanneer jy in Jesus se oë kyk en jy kom by hom, sal jy nie meer 'n vraag hê nie. It will be over. Jy gaan nie vir hom vra, hoekom het jy met my so gemaak? Wanneer jy by hom kom, sal jy alles verstaan wanneer jy in sy oë kyk en it will be over. There will be no regrets. Dit sal oor wees. So vriende, die kruis vir Simon het tot 'n einde gekom. Golgotha het toe sy merk gemaak. Bybel sê ons ligte verdrukking, 2 Korintiërs 4, wat vir ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oorheersende ewige gewig van heerlikheid. Ek sê, die stryd wat ons nou het, is niks in wat daar wag nie. Halleluja! Dink ek vir 'n oomblik die hemel en die heerlikheid wat vir jou wag. Dan is hierdie goed alles verby. Hierdie kruise, dit gaan weg wees. Het jy geweet, ek moet sluit nou, want ons moet die tafel kom, maar ek moet dit vir jou sê, het jy geweet, daar's ander mense wat na jou kyk hoe jy jou kruis dra. Kyk wat het in die teks gebeur. 'n groot menigte van die volk het hom gevolg, vroue wat rou bedryf. So die mense het almal gesien wat het gebeur. Hulle het gesien hoe dra Jesus sy kruis, hulle het gesien hoe dra Simon die kruis. Mense kyk wanneer jy 'n kruis dra, hoe reageer jy? Wat doen jy met jou kruis? Hoe tree jy op wanneer dinge met jou gebeur? Wanneer dit jou beurt is? Die Bybel sê in Romeine 16 vers 13 en in Markus 15 vers 21, Alexander en Rufus, wat die 2 seuns was van Simon van Sirene, hulle is geëerde kerklidmate in die Christelike kerk gewees van die Here. So ek het vir jou 'n stukkie nuus. Volgens Markus 15 en Romeine 16 het Simon se familie almal Christene geword. Ek dink dit is toe hy in daai lieflike man se oë kyk wat so stikkend geslaan was en hy help hom iewers te langs die pad, dink ek het hy begin empatie kry vir hierdie man en het hy maar gehoop en bid dat hierdie man wat hier agter hom is, haal Golgotha. En ek dink op 'n stadium moes hy dalk dankbaar geraak het dat hy help hierdie man want hy kan sien hy kan dit nie doen nie. Wel, dit is interessant dat daar staan dat in Romeine 16 dat Alexander en Rufus en hulle moeder is in die kerk. Hulle is kerkleiers. Hulle is bekend. Hulle het Christene geword, die hele familie. Sy vader het die voorbeeld gestel, Simon van Sirene. En natuurlik die vroue wat huil langs die pad. Jesus, hy's nie ongevoelig nie wanneer hy sê, dogters van Jerusalem, moenie oor my ween nie, ween oor jouself en julle kinders. Die punt is, julle huil oor een man wat gaan gekruisig word. Julle moet huil oor 'n hele stad wat gaan sterf wanneer die Romeine kom en die tempel verwoes en julle kinders stikkend geslaan word en hulle word vernietig en julle vrouens en julle dogters word verkragt en julle word gehang aan die olyfbome op hierdie berg, hierdie olyfberg. Dan moet julle weet, dis 'n hele volk wat gaan gestraf word vir hulle oordeel.
as dit met die groenhout gebeur met my? Groenhout brand nie maklik nie. As die Romeine dit met my doen, die Romeine het my tot die kruis veroordeel, want julle het gevra vir dit. Hy sê, wat gaan met die droëhout gebeur? Wat gaan met die volk gebeur? Wat straf verdien? Julle gaan almal verbrand. Hy sê, julle moet bid. Maar dit lyk toe vir my laastens, ek en jy moet getrou wees met my onverwagte kruis. Want Jesus sê, as iemand agter my aankom, moet hy sy kruis opneem en my volg. Ek wil vir julle iets sê, wat ek agterna my lewe oor gedink het, wat my hart eintlik breek. Waar was Petrus? Van dit alles. Waar was Jakobus? Waar is Johannes? Hoekom help jy nie die kruis dra nie? Waar is julle? Where are you? Where are you? Petrus? Hoekom was jy nie daar nie? Johannes? Hoekom het jy nie saam met hom gestap en die soldate vir jou gesê, vat jy die kruis? Waar is julle? Jakobus? Waar is julle? Ek sê vir jou vandag, Petrus en Jakobus en Johannes sou enigiets gegee het as hulle lewe kon oorgehad het om seker te maak toe daai man Jesus daai swaar gewig van die dwarsbalk op sy skouers wat stikkend geslaan was neem. Hy sê Jesus, gee daai balk vir my. Ek sal dit vir u dra. Ek kan nie keer dat u gekruisig word nie. Maar ek sal daai balk, ek sal dit vir u dra. Waar is hulle? As die Here vir jou kruis gee om te dra, dra jou kruis. Daar kom 'n eindbestemming, daar kom 'n beloning, en daar kom 'n oorwinning. Hierdie tafel sê vandag vir my, ek dra my kruis. As jy nie jou kruis dra nie, kan jy nie van hierdie tafel gebruik nie. Hierdie tafel is die tafel van die een wat gesê het, as jy agter my aankom, moet jy jou kruis opneem. As jy van hierdie tafel wil eet en van hierdie tafel wil drink, dan moet jy sê, Here, watter kruis U vir my gee, ek sal dit dra. Hoe bitter dit is, Goddank, daar is 'n eindbestemming. Goddank, U stap saam met my. As U net saam met my is, en ek gaan my oog op U hou, soos met Simon, Here, het voor hom gebly stap. Hy kon kyk op hierdie man, wat stikkend geslaan was se rug, maar hy het gestap, al agter hierdie man, die Via Dolorosa. Here, wat U vir my bestem het, gee my net die genade, dat ek my kruis sal dra, ter wille van U naam, Jesus Christus. Vader, ek dank U vir die tafel. Ek bid dat U dit seën in elkeen van ons se lewe, met die heerlike wete, daar kom 'n einde aan alle kruise. Daar is 'n eindbestemming. Dankie Jesus. Amen. So vriende, wanneer 'n mens in stryd deur die lewe gaan, dan is dit altyd goed om terug te gaan na die woord toe, want dit versterk ons. En die staan in 2 Korintiërs 4 vers 17 en 18, waar Paulus sê, wat ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, ons stryd op aarde, né? Bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare
ewig. So die man van God sê, moenie net na jou kruis kyk nie, na jou stryd nie. Kyk by dit verby. En hy sê daar wag 'n alles oortreffende gewig van heerlikheid, want ons let nie op die tydelike nie, maar op die ewige. Jy sien, as ek en jy net na ons eie stryd kyk, dan voel jy, hoe sal ek dit maak? Hoe gaan ek dit doen? Maar as jy by dit verby kyk, en jy kyk verby die kruis, jy kyk na die graf wat leeg is, jy kyk na die opgestane heiland, jy kyk tot in die heerlikheid waar hy in die regterhand van God is, en jou oë gefestig op jou leidsman en jou volëinder van die geloof. As jy dit doen, dan weet jy die Here gee vir jou krag vir vandag, vir my stryd. So, sy liggaam wat vir ons gebreek is, deel van 'n Nuwe Testament, 'n nuwe verbond, kom ons eet dit saam. En na die ete, die beker, my bloed uitgestort tot vergifnis van sondes van baie. Kom ons drink daaruit.